Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Daar's 'n algemene slagspreuk wat lui dat as jy nie die doel van iets verstaan nie, is die misbruik daarvan onvermydelik. Met ander woorde, as jy nie weet waarvoor om 'n spesifieke item aan te wend nie, gaan jy daai item misbruik en gaan hy nooit tot sy volle reg kom vir jou nie. En ek sien om my dat dit is tot 'n groot mate wat gebeur met geloof. Mense besef nie ten volle wat die doel van geloof is nie. En dan misbruik hulle dit en die gevolg van misbruikte geloof in jou lewe gaan teleurstelling, frustrasie en heel moontlik ook aanstoot wees. Ek moet dadelik net duidelik wees, ek praat nie van die definisie van geloof nie, maar eerder die doel van geloof. Ons het 'n pragtige definisie van geloof in Hebreërs 11 vers 1 wat sê, die geloof dan is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Die Nuwe Lewende Vertaling skryf dit so mooi. Hy sê, wat is geloof dan? Dit is 'n vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien, inderdaad sal gebeur. Dit is die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak. Dit is so awesome verduideliking van wat geloof is. En ek moet nou op my tande byt om nie hier van topic af te gaan en hier oor te begin gesels nie. Maar ek noem net hierdie vers om te sê dat ons het 'n duidelike verklaring van wat is geloof. Maar wat is die doel van geloof? En ek wil dit net van die begin af duidelik maak, hierdie gaan nie 'n doktorale eksegese wees van die doel van geloof nie, geensins nie. As dit is waarna jy op soek is jy beslis by die verkeerde adres. En ek moet dalk eerder sê, hierdie week se boodskappe gaan handel oor een van die doele van geloof. En dit is wat ek glo, is om God te ervaar, sodat jy hom deur jou ervaring beter kan leer ken. Ek gaan dit dalk net weer sê. Ek glo een van die doele van geloof is om God vir jouself so persoonlik te ervaar, dat niemand jou ooit anders sal kan oortuig van God se karakter, dat hy 'n fenominale goeie God is nie. Ek glo dat geloof is God se uitnodiging aan ons om 'n ontmoeting en ervaring van hom en sy absolute goedheid te hê. Nou kom ons begin hier van 'n punt af, en kyk of ons hierdie week by hierdie slotsom kan uitkom. En ek weet ek het hierdie al op die groep gedeel, maar vir die mense wat dit dalk gemis het, of dalk nie is op die groep, deel ek dit net weer, want dit is krities dat ons hierdie reg sal verstaan. In Johannes 3 vers 16 sê Jesus van Nikodemus seker een van die bekendste gedeeltes ooit. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jesus sê God het die wêreld so lief, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat ons die ewige lewe kan hê. Die doel van Jesus se aardse bediening was sodat ons die ewige lewe kan hê. Dit is die nommer 1 doel. Nie om ons sondes te vergewe nie, maar om aan ons die ewige lewe te kan gee. Nou ek vat absoluut niks weg van die enorme voorreg en omvang van die uitwissing van ons sondes nie. Moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie. Dit is en bly absoluut mind-blowing dat hy bereid was om dit vir ons te doen. Maar die uitwissing van ons sondes was 'n means to an end, as ek die Engels so mag gebruik. Ons sou nooit ewige lewe kon hê met sonde in ons lewe nie. Nooit nie. Sonde was die hindernis wat dit verhoed het, en as die hindernis nie verwyder was nie, was ewige lewe nooit moontlik nie. En ek en jy het nie die kapasiteit gehad om dit self te bereik nie. Ek het groot begrip daarvoor. Maar ewige lewe was die doel. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Ewige lewe was die doel. En wat is die ewige lewe? Jesus se definisie van ewige lewe is nie om vir ewig te bestaan nie, want almal gaan vir ewig bestaan. Selfs ongelowiges, hulle gaan ook vir ewig bestaan. Maar dit gaan nie lyk soos lewe nie, want dit gaan nie saam met hom wees nie. Lewe is slegs in Jesus te verkry. 'n Bestaan verwyderd van God is nie lewe nie. Maar in Johannes 17 vanaf vers 1 tot 3 kry ons Jesus se definisie van ewige lewe, wanneer hy tot Abba bid die aand voor sy kruisiging.
En hy sê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor die vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Vers 3 sê hy, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Ewige lewe, volgens Jesus se definisie, is om God en Jesus te kan ken. En hierdie ken is nie kopkennis nie. Dis nie ken deur intellektuele kennis nie. Dit kan daar begin, maar dit moet uiteindelik by kennis deur intimiteit en ervaring uitkom. As jy God ervaar het in 'n spesifieke area en situasie, is daar geen manier wat iemand jou ooit weer anders gaan oortuig van daardie aspek van sy karakter en daardie spesifieke area of gebied wat hy jou ontmoet het, en jy ervaring met hom gehad het, wat jy weet, dit was God. Nou ek wil ook onmiddellik hierdie balanseer. Ons heel eerste bron van waarheid van God se karakter is sy woord. Ons ervaring kan nooit en mag nooit sy woord troef nie. Dit moet altyd sy woord bevestig. Kom ek gee 'n praktiese voorbeeld. Ons leer uit die woord dat God ons wil gesond hê. Tot so 'n mate dat Jesus reeds betaal het vir ons aan die kruis deur sy wonde vir ons genesing. So lees ons in 1 Petrus 2 vers 24 byvoorbeeld, deur wie se wonde julle genees is. En daar's nog baie ander skrifte en voorbeelde in die woord, en die doel is nie nou vandag om in hierdie onderwerp in te gaan nie. Maar nou kan ons nie, wanneer ons nie genesing ondervind nie, en ons ervaring nie oplyn met wat die woord sê nie, kan ons nie gaan sê dat God wil nie altyd genees nie. Ons mag nooit die woord verander om by ons ervaring in te pas nie. Dis glad nie wat ek hier probeer oordra nie. Die woord bly altyd die nommer 1 bron van waarheid. Maar daar's iets wat in jou wese gebeur, wanneer dit wat jy in die woord lees in jou hart wakker word, en jy begin om God daarvoor te glo en te vertrou, en dit realiseer. Daar's net iets in die manifestasie van dit waarvoor jy God geglo het, wat jou wêreld vir ewig verander. En dis wat ek glo wat een van die doele van geloof is. Kom luister asseblief môre verder saam as die Here se wil is, dan kyk ons verder na hierdie opwindende onderwerp. Here, baie dankie vir die vermoë wat ons het om te kan glo. Dankie Here vir die uitnodiging van geloof, om U te vertrou vir dinge in ons lewe, en dat U graag in die manifestasie van hierdie geloof vir ons wil wys, hoe groot en goed en liefdevol U is. Mag ons nooit ophou om te droom en te glo in U goedheid en in U guns vir ons lewens nie. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.